Nou môre julle, baie dankie dat ons so lekker saam kon nagmaal geniet. Ja, so in ons Kersfees reeks wat ek laasweek mee begin het, draai die Here my hart na hierdie storie van Kersfees. In ons reeks waar ons gepraat het van 2 stem saam, Kersfees is waar. Het hierdie storie regtig my hart geslaan en wou ek hierdie boodskap preek. Kersfees is die enigste storie, dit is so hartseer dat ons wêreld nie meer wil vashou aan die Bybelstories nie, maar dit is sulke fenominale, ware stories wat die wêreld kan verander as ons net aan dit vashou en vir ons kinders leer. En een van die mees asemrowendste stories oor Kersfees is hierdie verhaal waar in een oomblik in geskiedenis kom kniel konings en slawe bymekaar. Dis hierdie storie van gelykheid waar konings en slawe alles net neersit en maak nie saak wat hulle maak en wat hulle maak nie, Jesus maak ons een. Dis hierdie asemrowende storie van mensdom, van menswees, wat daar is nie ander ware stories wat Kersfees vasvang nie. Daarom kan ons nie wegloop van Kersfees af nie, jy kan nie Kersfees vier nie, jy kan nie net verby Kersfees gaan as 'n Christen nie, want daar is nie nog sulke stories nie. Jy kan nie eers na Paasnaweek kyk nie, ons is veronderstel om die kruis te dra deur wat ons doen en deur ons dade, maar Kersfees maak dit net so mooi en so duidelik. Dis 'n verhaal wat jonk en oud vasvang. En in Kersfees sien jy hierdie verhaal van konings, dis nou die wyse manne, en jy sien hierdie slawe, dis jou herders. En jy sien hoe hulle bymekaar kom. En hulle kom kniel, sien maar die prentjie, ek weet die wyse man het bietjie later gekom, hulle was in 'n huis, Jesus is dalk 'n bietjie ouer, maar jy sien hoe hierdie 2 bymekaar kom en daar's 'n kind tussen hulle, en hulle kom doen dieselfde ding, hulle kom aanbid hom. En ek wil net so baie kort, ek's net vir julle 'n bietjie hieroor praat, oor hierdie 2 groepe, en hulle kan nie verder uit mekaar uit wees nie, hoor, die Bybel gaan uit sy pad uit, Jesus skep hierdie storie met sy hart, om vir jou iets te wys. Hierdie 2 groepe kan nie verder uit mekaar uit wees as wat hulle is nie. Nie in status nie en nie in afstand nie. Fisies kon die Here nie 'n ander storie as hierdie geskep het nie. Dink 'n bietjie daaroor. Hy probeer so hard vir ons ietsie sê en die mensdom wil nie luister nie. Ons voel nog steeds jammer vir onsself as ons aan die een kant van die storie is, of ons voel skuldig as ons aan die ander kant van die storie is. Ons wil nie verstaan hoe ons, maak nie saak wat God gekies het ons moet wees nie. Koninklik in ons lewe en status of slaweny in ons status. Dit maak nie saak nie. Hy bring ons van ver lande en van ver verskillende statusse af na waar dit eintlik saak maak, die kind Christus. Dis wat die evangelie sê. Jesus is nie die verlosser van sekere soort mense nie. En ek weet die kerk jok, en dit is die predikante, die Bybel waarsku ons, dis sekere mense wat die Bybel verdraai, ja, want hulle bestaan, om te vat daar uit wat hulle wil, wat die evangelie so verdraai en so lelik maak, selfs Petrus en Paulus beklei met hulle lidmate, as hulle ore uitleen aan sulke mense, wat die storie so lelik kom maak. Want die evangelie van Christus sê, dit is vir almal, alle soort mense, uit elke hoek en elke omgewing, nie vir sekere soort mense nie. Hy is die verlosser van alle mense, wat hom soek en hom aanbid. Wat hom soek en hom aanbid. En dis wat hierdie 2 groepe doen. Hulle soek hom en dan aanbid hulle hom. Niks van hulle status of hulle afstand maak saak nie. Maar ek gaan so 'n bietjie daaroor praat, want dit maak vir ons saak. Maar hulle soek hom en hulle aanbid hom. Nou, in Matteus fokus hy op die wyse manne. Lukas fokus op die slawe, Matteus fokus op die konings. En in Matteus sien jy hierdie wyse manne, hierdie magi. Wie is hulle? Hulle is geleerde mense, hulle kom uit Babilonië, Persië, die slim, enige ou wat geskiedenis studeer verstaan, dis wat slim mense was. Dis die biblioteke, dis waar jy boeke lees, dis waar Daniël sy groot inslag gehad het, en van Daniël af was daai plek nooit weer dieselfde nie. Dit was 'n plek wat ryk was aan literatuur en studie en wetenskap. Nou nog sal jy soms oor moslems sê hoe wonderlik hulle, alles is daai era, daai plek, daai spasie, en dit kom uit God se insette, uit sy kinders wat uit Israel uit weggevoer is in ballingskap. Maar die punt is net, hierdie wyse manne kom uit die universiteit van die wêreld, Persië. Hulle is gekultiveerd, hulle is die elite van kultuur.
Hulle eet met 'n mes en vork. Hulle eet nie met hulle hand nie. Hulle dra mooi klere, hulle stap mooi, hulle het maniere. Kultuur raak belangrik daar in Persië, wanneer die res van die wêreld, Europa, waar ons vandaan kom, waar ons nou gaan vir kultuur, was barbaars en bloedlustig. Kultuur kom hier uit Persië uit. En alles wat mooi is oor die wêreld kom daardeur en hulle waardeer kuns en die skepping en wetenskap. Die topsterrekundiges bestudeer goed wat die meeste van ons net dink is snaakse goed in die gode in die lig. Het hierdie mense begin verstaan wat wetenskap sê. Hulle was wiskundiges, hulle was politieke raadgewers, hulle was baie ryk, hierdie wyse manne, het baie geld gehad. Hulle was ryk mense want hulle was so bederf deur die mense oor die wêreld. Hulle was invloedryk. Konings het hulle geraadpleeg. Konings wou hulle wysheid, hulle wetenskap, hulle kennis, hulle verstaan van die tekens en die tye kom hoor. Ja, die wyse manne was die tipe mense wat na sterre sou kyk en sê, volgende jaar gaan dit nie reën nie. Hulle was mense wat kon kyk na die tekens en die weerelemente en vir konings kon sê, hierdie jaar moet jy veg, hierdie jaar moet jy nie veg nie. Hulle het 'n insig gehad wat ons vandag nie eens regtig beleef tensy ons na rekenaars toe draai nie. Hulle was ChatGPT. Okay? En daarom het mense hulle geraadpleeg en groot somme geld betaal vir hulle wysheid. Hulle was uitstekend opgelei, goed gelees en ver gereis. Hulle het reg oor die wêreld gereis. Hulle was reisigers. En God kyk na so 'n groep mense en hy sien hulle in 'n land wat nie sy kultuur is nie God se mense is nie en nie God se godsdiens is nie. Hulle is nie Jode nie. En hy sien hulle raak en hy soos, ek kan hulle gebruik. Ek kan hulle geld gebruik. Ek kan hulle wysheid gebruik. Ek kan hulle kennis gebruik. Ek kan hulle in my storie inskryf. En hy skryf Kersfees in die plek wat hierdie wyse manne die heeltyd na kyk vir hulle insig. En hy skryf sy storie in die lig vir hulle. Hy herinner hulle aan die boeke wat hy 400 plus jaar terug deur Daniël geskryf het. En hulle maak die boeke oop en hulle kyk na die lig en God skryf vir hulle Kersfees honderde, duisende kilometers weg van Bethlehem af. God het 'n boodskap in die hemelruim vir hulle geskryf. En so hulle was bekend om geskenke te bring vir nuwe konings. Hulle het 'n tradisie gehad, dat elke keer as hulle 'n besonderse nuwe ster sien, dan weet hulle daar's 'n nuwe koning wat kom. Sterre was koninklik, dit was magtig, en so 'n nuwe ster is 'n nuwe koning. Hulle was konstant op die uitkyk na nuwe sterre. En God bring 'n ster wat in die geskiedkundige geskrywe staan, 'n ster wat nog nooit gesien was nie. Baie interessant, buite Bybelse bronne. 'n Ster wat nog nooit gesien was nie, en dan besonders, die woord is anders. En hulle volg hierdie ster, maar hulle kom met geskenke. En interessante statistieke, is maar net statistieke, vat dit waar jy wil, maar dit skep 'n prentjie. Soms dink jy, die wyse manne het net gekom van langs Israel. Maar hier's 'n paar interessante statistieke wat van die slimste mense op gaan dink het hieroor. Net die geskenke wat die wyse manne bring, julle sal prentjies sien, dan is dit soms so 'n klein boksie, nê. Dis nie wat jy bring vir 'n koning nie. Nee, as jy die belangrikste mense in die wêreld is en jy gaan nou vir 'n nuwe koning sê happy birthday, dan bring jy nie so 'n bietjie goud stoffietjie hierso. Nee, hierdie was ryk mense en glo my, God sou die beste wyse manne gestuur het, want hy probeer juist die beste en die swakste vir ons wys. En so ek is heeltemal oortuig dat van hierdie mense is reg. Hulle het nie met klein boksies opgedaag nie. Baie keer sien jy die prentjies en jy dink dit is 3 mense op 'n kameelperd. Jy strek nie ver, as jy baie ryk is, baie status het, en jy konings aanstel, dan reis jy nie duisende kilometers op jou eie nie. En ek weet in die films wat ons kyk, is dit hierdie 3 wyse manne wat saam as vriende saam reis, dis definitief nie waar nie. Hulle sou soldate gehad het om hulle te beskerm, die wêreld was 'n bose plek, die reis van Persië na Israel is 'n baie gevaarlike woestynpas, baie rowers, baie bendes, baie diere. Baie wilde diere.
En so hulle sou baie soldate gehad het, hulle sou slawe gehad het om hulle tente vir hulle op te maak en af te breek, hulle kos gaar te maak, hulle kos te bedien. Jy praat van 'n groot trek om vir een baba te kom sê happy birthday. En so daar's baie geld betrokke in hierdie reis, moenie 'n fout maak nie. Een ou bevestig, hy gaan kyk na die som geld wat iets sou gekos het in daai tyd en hy maak 'n bepaling dat die goud wat baie rar kommoditeit vir konings was. Die wierook wat net koninklik is en priesters en in tempel en afgodsdienste gebruik was en die mirre wat gebalsem was vir net koninklik is, dat daai so duur was, dat die beste beraming as jy vandag die skatte wat hulle vir Jesus gebring het op Kersfees, moes beraam. Dan omdat dit so lank terug is en ons nie heeltemal weet nie, is die beste skatting wat hulle kan skat, is enigiets tussen 2 en 9 miljoen rand. Net die 3 geskenke. Nie die reis nie wat hulle gekos het nie, net die geskenke is 2 tot 9 miljoen rand werd. In vergelyking met wat konings gegee was deur wyse manne en die beste skattings wat ons het. Dink 'n bietjie vir 'n sekonde daaraan. Nou wat van die moeite van hierdie reis? Wel, die reis van Persië na Bethlehem, toe weet ons, is tussen so 1500 en 2000 kilometer. Nou wat's dit van hier af? Wat's 2000 kilometer van hier af in Suid-Afrika? Weet julle, hoe ver is die Kaap van hier af? 1700? Nee. Dis Kaap toe. Kaap toe op 'n kameelperd of met die voete, want die ouens baie ouens het gestap. Dis Kaap toe. Julle, dis ver. Dis baie ver. En so hierdie reis was een rigting 2000 km. Hulle moes ook terug. Nou om te trek van Persië Bethlehem toe, vat jou enigiets afhangende van hoe haastig jy is, sê hulle 6 tot 12 maande. Een rigting. Een rigting. So kom ons wees konservatief en sê 6 maande, alhoewel jy is nie haastig met so 'n groot groep mense nie. Dis 'n jaar uit jou lewe uit. 'n jaar uit jou lewe uit. Miljoene rande uit jou begroting uit. Hierdie wyse manne was nie sommer maar net hier jous nie. En God skryf hulle in sy storie in om vir ons iets te kom sê oor ons, want van ons is wyse mense, wyse manne, ons val in daai kategorie in. En hy skryf hierdie storie vir ons in en hy sê, Kersfees is moeite. Dis nie net altyd maklik en gerieflik of net om die draai nie. Maar is dit die moeite werd? Is die vraag wat die vraag in Kersfees is gevra word. En as jy die storie sien, dan kom jy die wyse manne in. En hulle kom kniel in 'n huis voor 'n kind. En hulle kom lê voor hom en aanbid hom. Aanbid hom. Jy aanbid nie 'n koning nie, hulle aanbid hom. Wat het in die reis van Persië tot in Bethlehem gebeur? Ken julle God? Dink julle God sou sommer net 'n klomp heidene daar ingenooi het in Maria se teenwoordigheid? Of was dit 'n Paulus ervaring? Het iets gebeur in daai jaar of 6 maande soontoe? Want toe hulle hom sien, toe aanbid hulle hom. Jou reis, jou moeite, jou voorbereiding, is waar jy God sal ontmoet. En toe val hulle voor hierdie baba neer. Nie in 'n paleis nie by 'n troon nie, maar hulle gee nie om nie. Hulle is vir 6 maande voorberei. Hierdie was altyd in paleise, hulle het altyd konings aanbid en konings se kinders kom seën met persente. Nou is hulle in 'n plat huis tussen plat mense, hulle gee nie om nie. Hulle aanbid hom. Wow. Soveel mense wat julle ken of wat julle dalk gaan leer ken, wat wyse manne is, maar status is 'n probleem vir hulle. Jesus is te plat vir hulle. Kerk is te plat vir hulle. Dinge is nie mooi genoeg vir hulle nie. Alles is nie tinsel nie. Hulle sukkel met die Christen ding. En dan kom hulle in Christenskap in en dan wil hulle dit tinsel maak. Hulle wil Christenskap laat lyk miskien soos hulle huise of hulle vakansies en dis vir hulle moeilik om te verstaan. Dit gaan nie oor
wie jy is nie. Bly jy wie jy is. Hou jy van mooi goed, doen jy mooi goed. Drink koffie uit 'n Carol Boys beker met 'n Carol Boys teelepel. Is dit Carol Boys? Sê ek die naam reg? Okay, sy het iets. Okay, Carol is simpel. Net wie hou van Carol? Okay, moenie hand opsteek nie. Drink jy koffie uit 'n Carol Boys teelepel uit wat meer kos as my kar? Doen jy dit as jy daarvan hou? Wie gee om? Kry lekker. Maar as dit by Jesus kom, vergeet 'n bietjie en kyk 'n bietjie. Wie is hy? Wie is hy? Want God roep die wat ver is en hy verwerp nie hul wysheid nie. Hy verwerp nie hul skatte nie. Hy verwerp nie hul kennis nie. Hy verwerp nie hul wysheid nie. Hy gebruik dit. Maar jy moet hom toelaat om dit te gebruik. En dan draai jy na die herdertjies toe. En so God wou vir ons die twee kante wys om te wys Kersfees is waar en dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor hom, dis sy storie, it's his story, it's his story, it's his story, it's his story. En so hy bring hierdie herdertjies in Lukas 2. Willem sê Vrydag aand vir my, hier is die K-Gods. Ek stem nie heeltemal saam met hom nie, want as jy weet hoeveel geld daai K-Gods maak, hulle is skatryk hoor. Hulle maak meer geld as ek, as jy. So, okay, die lang storie kort is, maar hulle is daai wat bietjie vergete is en hulle is die herdertjies. En ek wil net vir julle sê, hierdie herdertjies is nie altyd dat jy dink as jy dink aan Dawid en ons dink hoe mooi dit is nie. Van julle ken hierdie preek, julle ken hierdie storie, maar hoor maar weer. Want dit is belangrik om te hoor soos die Heilige Gees dit vir jou voorberei vir wat vir jou wag. Hierdie herders was arm, vervangbare arbeiders. En ek wil net daai woord hoor. Die wyse manne is onvervangbaar. Dis 'n tragedie as een van hulle doodgaan. Die herders is vervangbaar. Dis vervangbaar. Jy's onbelangrik in die hoogste punt. Weet jy 'n herder is minder belangrik as die skaap wat hy oppas. Verstaan julle dit? Want in ons wêreld wat en ek het goed wat ek wil sê wat ek nie mag sê nie want dit gaan so verkeerd uitkom en ons op YouTube. Maar daar's baie mense wat ons so hanteer. Dat die projek is belangriker as die ou wat op die projek werk. En ek verstaan dit. Maar daar's mense wat meer vervangbaar is as die dinge wat ons doen. Dis 'n herder. Sê jou moeilikheid gee, vervang hom net en bring net iemand anders in. Hy's a nobody for nobody. He's a nobody to everybody. En hulle was partykeer baie jonk, maar ou mans ook het dit gedoen. Hulle was onbetroubaar. nou lê 'n paar mense klokkie. Hulle is onbetroubare werkers. Okay, ons het letterlik 'n stuk dokument wat buite die Bybel is, waar 'n rabbi neergeskryf het binne in sy geskrifte oor die Bybel. Waar hy neergeskryf het en hy het hierdie woorde geskryf. Hy het gesê, daar is geen beroep so veragtelik soos die van 'n herder nie. Joodse rabbi, skryf vir ons hierdie woorde neer. So verstaan wat is 'n herder. Wanneer die leiers in jou kultuur na jou beroep kyk en vir jou sê, daar is geen beroep so veragtelik soos die van 'n herder nie. Hulle was ritueel onrein en mag nooit in 'n kerk gaan sit het nie. Hulle het gestink. Hulle het in die veld geslaap. Hulle was nie skoon nie. God het gesê, wees skoon as jy in my huis instap. 'n Herder kon nie skoon wees nie. Hy kon nie bad nie, hy kon hom nie was nie. 'n Herder mag nooit in 'n kerk gesit het nie. Dink daaroor. Dink aan die mense, werk op Sondag of wat ook al, is nie welkom nie, of hy was nooit in 'n kerk welkom nie. Nooit. Hulle was sosiaal geminag, julle het dit nou gehoor, hulle was die laagste klas in die Joodse samelewing, minder belangrik as die diere wat hulle oppas, en sonder opvoeding, hul getuienis was nie in 'n hof aanvaar nie. Hulle getuienis was nie in 'n hof aanvaar nie. Jy kan 2 vrouens in 'n hof laat getuig, en 'n man sal na 2 vrouens luister, maar nie na herders nie. Verstaan julle hoekom God hierdie storie skryf? Wyse manne en herders. En tog skryf God 'n storie in die hemelruim vir herders, soos hy dit doen vir wyse manne. Maar omdat die herders nie sal verstaan wat hulle sien as hy wetenskap gebruik nie, stuur God sy hulp. Hy stuur 'n engel. Hy stuur engele.
En hy vul die hemelruim nie met 'n ster wat 'n wyse ou kan volg nie, maar met 'n duidelike gesing van hemelse wesens wat hierdie herders nie verby kan kyk nie. En hulle val op hulle aangesig neer soos die engele liedere vir hulle sing. En God stuur dit nie na die rabbies en die pastore nie, hy stuur dit vir hierdie herders. Hy verskyn aan hierdie arme, ongeletterde, onbelangrike mense. Waarom? Omdat God vir die wêreld wil wys. Omdat God vir jou wil sê, daar is niemand te arm, te gebroke, te onbelangrik, te verwerp, te vergete, te stikkend, te broos, te kwaad vir kerk, te kwaad vir God. Daar is niemand so ver weg van Kersfees, dat God nie sy liefde vir hulle kan wys nie. En hier's wat hy ook wil sê, om sy liefde te sien en te ervaar, het hoef jou niks te kos nie 'n sent nie. Want die herders het nie 'n sent nie. Hulle kan nie eers trek en pad kos nie, hulle het niks. En so weet jy wat doen God vir hulle? Hy sê soos, okay, ek wil julle moet reis, gaan net gou van hier af om Slanga toe. Hulle kan dit nie bekostig om 'n aand weg te wees van hulle skape af nie. Hulle sal gefire word. En so wat die engel sê is, luister nie, sien jy julle is hier die skapies in Bethlehem, sien jy daai dorpie daar gaan julle 'n kind vind in die stal wat buite die dorp se wyk sal wees. Gaan gou daarin, julle gaan 'n kind in 'n kribbietjie sien. Gaan kyk. En hulle hardloop want hulle moet terugkom. En hulle hardloop soontoe, kan nie glo wat hulle net beleef het nie, wil jy vir 'n engel luister. En hulle hardloop soontoe en aanbid hom. Maak so 'n groot bohaai, die liggies gaan aan, almal is soos wat doen hierdie vuil varke hier in ons dorpie, en daar in ons buitewyk, en hulle skree, en hulle hardloop soos hulle hardloop, die Messias, soos hulle terughardloop veld toe. Sodat hulle daai aand weer tussen hulle skapies kan gaan slaap. Maar jy sien, hulle is verander deur wat hulle gesien het. Nie op 'n ver reis nie. Hulle het nie tyd gehad om te gaan reis nie. Hulle het nie geld gehad om te gaan reis nie. Skielik, sonder moeite, verander hulle. En word hulle Christene. En glo hulle in die Messias. Skielik, sonder moeite, sonder geld, net so. En jy het dalk nodig dat God iets vir jou doen. En hy vat dalk 6 maande, hy vat dalk 'n jaar, hy vat dalk 2 jaar, van julle gaan sê amen as ek sê 5 jaar. En van julle het net skielik iets wat God kom doen. Van julle belê baie, en van julle belê absoluut niks. Dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan oor die kind in die middel. Dit gaan oor die kind in die middel. Moenie jou storie groter maak as sy storie nie, hoor. Jou getuienis is krities belangrik, dit skud die hekke van die hel. Maar moet dit nie belangriker as sy storie maak nie. Hulle albei het getuig van 'n kind wat hulle gesien het. En hierdie herdertjies het teruggegaan na die skapies. En hierdie skapies was die skapies van Bethlehem, en Bethlehem was die skapies vir die tempeloffers. En hulle het teruggegaan om na die skapies te kyk wat geoffer gaan word vir die sondes van die wêreld. En hulle het geweet, hulle is vergewe. Hulle het geweet, want die engele het gesê, julle is vergewe. Dis vir mooi. Dis baie mooi. En so ek wil net vir julle sê, ek weet nie presies, ek ken baie van julle, maar die mense met wie jy gaan deel, of die mense vir wie jy bid, ek weet nie heeltemal waar jy is op YouTube daar, ek weet nie waar jy is in jou lewe nie. Maar Kersfees is mooier as wat jy dink dit is. Gaan raak net stil en dink 'n bietjie daaroor. Want die krib is waar die mensdom saamkom. Jesus is waar mense by mekaar kom. Maak nie saak wat jou storie is nie. Kyk na sy storie. Kyk na Kersfees. Want links is wyse manne, ryk mense, mense met status, mense wat al oor see was, mense met groot stories, groot getuienisse. Ja, hulle is daar. Maar kyk links van jou. Daar's ook herders.
Daar's ook mense wat skielik deel is van ons. Daar's ook mense wat nog rou is. Daar's ook mense wat niks het om te offer nie. Daar's mense wat net kom kry en niks gee nie. Daar is hulle ook. Ja. En God sou dit glad nie anders wou gehad het. En jy wat niks kan bring nie, as jy sleg voel daaroor, dan kyk jy te veel na jouself. En jy wat baie bring en goed voel daaroor, jy kyk te veel na jouself. Kom ons kyk saam na die kind hier tussen ons. Na die kind hier tussen ons. Die wyses en die magtiges, hulle het verlossing nodig. Die armes en die onbekendes, hulle het verlossing nodig. Die nasies en leefgemeente, ons het verlossing nodig. So kom ons laat die hele wêreld weet, van die paleis tot by die plaas. Kom ons soek hom en kom ons aanbid hom. En so ek wil vir jou skrif lees, soos ek afsluit. En ek wil net hê hierdie skrif moet oor jou hart spoel, soos die Heilige Gees jou voorberei om Kersfees na jou wêreld toe te vat. Luister net na hierdie skriffies. En laat die Here sy werk in ons kom doen. 2 Timoteus 2. Die genade van God wat redding bring, het vir alle mense, het aan alle mense kom verskyn. Handelinge 4, ek wil weet, hoor jy hierdie as 'n belediging of hoor jy hierdie as 'n kompliment? Toe het Petrus en Johannes se vrymoedigheid sigbaar geword vir al die Jode. En hulle het besef dat hierdie manne ongeleerde leuke is. En toe raak hulle verbaas. En het die mense hulle herken as mense wat saam met Jesus was. As mense jou herken as 'n ongeleerde leek, maar hulle weet jy is iemand saam met Jesus, is dit 'n belediging of 'n kompliment vir jou? 1 Korintiërs 1. Gemeet aan menslike standaarde, was daar maar min intellektueles onder julle. Dis nou Paulus wat vir sy kerk preek. Gemeet aan menslike standaarde, was daar maar min intellektuele mense onder julle. Nie baie magtige mense nie, en nie baie uit vooraanstaande families nie. Maar nietemin het God doelbewus dit, wat vir die wêreld na dwaasheid gelyk het, uitgekies om die slim mense skaam te maak, en dit wat vir die wêreld na swakheid gelyk het, het hy uitgekies om die magtiges te laat skaam kry. Inderdaad, wat vir die wêreld onaansienlik en gering lyk, ja, wat vir die wêreld glad nie eers 'n faktor is nie, het God uitgekies om wat vir die wêreld wel belangrik is, af te skryf. Gevolglik het niemand enige grond om sy bors voor God uit te stoot en trots te wees. Efesiërs 2. Hy het die skeidsmuur van vyandskap tussen ons as mense en God kom afbreek. Hy het vrede kom verkondig aan hulle wat ver was en aan hulle wat naby is. Handelinge 10. Petrus praat hier en hoor wat sê die rots Petrus, want van julle moet dieselfde openbaring kry. Waarlik, sê Petrus, ek begryp nou eers dat God nie sekere mense bo ander mense voortrek nie. In enige volk neem hy die mense aan wat vir hom ontzag het en doen wat vir God reg is. God het aan die volk Israel die goeie nuus gestuur, ja, dat daar vrede met hom deur Jesus Christus, ons Here, vir almal moontlik gemaak is. En ek sluit af met Openbaring 7. Die einde storie
die storie wat nog sal kom. Hoor hoe mooi is hierdie. Hierna, toe kyk ek. En werklik waar, ek het gesien, daar was 'n reuse skare mense wat niemand eers kon tel nie. Hulle het gekom uit elke nasie, uit elke stam, uit elke volk, uit elke taalgroep en het voor die troon en voor die lam gaan staan en hom aanbid. Sal jy hom aanbid hierdie Kersfeestyd? Sal jy hom aanbid? Soek hom. Jy sal hom vind. Kyk na die lam. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir u liefde in hierdie tyd. Dankie o Gees van God dat ons op u leiding kan staatmaak om ons te lei in hierdie baie besonderse heilige tyd wat ons afsonder vir u, om vir hierdie wêreld bekend te maak, die mooiste storie ooit. God het die duisternis kom verdryf, vrede kom bewerk tussen God en mense, en God het sigbaar kom word. Dankie daarvoor, Here. Ons is so lief vir u. Dankie dat hierdie u storie is, dat die geskenk wat ons bring vir u is. Neem dit aan, Here, en gebruik dit. Skryf die storie in die hemelruim. Ons kan nie wag nie. Ons kan nie wag tot die hemel oopbreek en ons met u kan wees nie. Maar tot daai dag, gebruik ons, waar ook al ons is, en wie ook al ons is, in Jesus naam. Amen en amen. Mag julle 'n besonderse maand beleef. Baie lief vir julle, jy kan maar afsit, dankie. Sien julle nou nie volgende